Jy kry taf en dan kry jy taai en daar is niks so taai soos 'n boer nie. Moereboer is groter as ooit, met 28 boere van reg oor die land. Hierdie boere word opgedeel in 2 spanne van 14 en elke span kry 'n hoofafrigter. Gemengde vegkuns vat 'n leeftyd om te bemeester. Hierdie boere het 6 maande. Op die 20ste September gaan hierdie 28 boere in 14 boeregevegte krag meet. En ons sal net een moereboer kampioen wees. Hierdie is Moereboer. In hierdie episode van Moereboer kom ons boere bymekaar na die gevegte vir 'n reunie. Ons vind dan ook uit wie is ons amptelike kampioen van seisoen 2. My golfskoene en alle. Eerste probeerslag, maar het gaat mooi, het gaat lekker. Cream soda, heel dag. Moereboer 2025 was een van die uitskietjare vir my gewees. Ek moet sê, en ek het dit al gesê, my hoogtepunt was om vriende te maak, al die boere te kan ontmoet wat jy 10 keer nooit in jou lewe sou ontmoet het nie. Oefening was great, die fights was great. Dis moerse lekker om te sien hoe die blou en die rooi span nou saam kuier, saam meng en ons almal bly maar net boere. Die fight sal ek nooit weer doen nie, maar ek sal definitief weer saam met hierdie ouens lekker kuier en 'n pad stap. Man, ek steek het eintlik weg. Maar ja, ek moet die ouens nie te laat sleg laat voel nie. Beter as gaan bly. Toe ek in die begin ingeskryf het, ek nie besef wat se klomp opofferings dit was nie. Maar om die familie en die boerdery bietjie afgeskeep, maar dit is vir 'n goeie doel. Het 'n lekker span agter my gehad wat alles saam met my gedoen het, my gehelp het, ondersteun het. So nee, ek voel baie goed. Baie bly oor die fight. Ek kan net sowel aan die ander kant toe gegaan het. Ek het hard geoefen vir dit en ek het goed genoeg vir myself. Hier is 'n paar lekker karakters, ek het dik op pelle gemaak. Nee, hy's oor die grid. Moereboer was lekker. Dit was 'n uitdaging geweest. Ek moet sê, ek dink van ons het dit onderskat. Maar van ons het hard geoefen het en van ons het goed gedoen het regtig ons kant gebring. Ek kan golf speel so 'n bietjie. Ek ken die sak so 3 jaar terug uit die kas het gehaal vir 3 jaar laas. As ek hom inpad, dan stuur hier vir Tiger Woods. Check gou hierdie move. Maar ek dink ek het Mark het bietjie meer in Pretoria se liggies rondgehang as om te oefen of om iets te doen, maar weet jy dat ons het Moereboer geniet. Ek het my vrou ontmoet in Moereboer en ek het dit die hoogtepunt afgesluit en ek is die gelukkigste op die oomblik wat ek kan wees. Kayla, ek het nie gedink vanaand gaan so uitdraai nie. Kyk, ek het altyd gedink is 'n droom om die hok te klim. Maar vanaand ek besef, my droom is om vir res van my lewe jou langs my het te vir altyd. Kayla Leiden, sal jy asseblief met my trou? Die mense wat ek ontmoet het, die mense wat ek mee vriendskappe gebou het en net die manier wat geinig het, was net vir my 'n ongelooflike ervaring en dit was vrek lekker geweest. Ons is vandag hier by Magalies Park. Daar's nie nou meer 'n rooi en 'n blou span nie. Ons is nou een span. Ja, ons geniet dit lekker voor die gala aand. Ry! Lucas het nou net ingechip van 'n banker af. Maar hy speel flippend goeie golf. Ek dink regtig hy as hy nie geboer het nie, sou hy definitief Okay, nou vir Louis Oosthuizen kon hoor aan sit. En die res? Ja, die res is terrible. Nee, ek dink ek ruil almal anders in vir een Lucas. Soos regtig, dit is shocking. Dankie. Oh!
Kyk nou, is nie daai is 'n heining. Ander kan die heining is 'n erf. Dis waar Cameron lê. Maar wat sê hulle? Play the ball as it lies. Play it as it lies. Hier by die Weskaap. Wat het ons hier? 'n bietjie ander poot uit Villiersdorp keller uit. Baie. Nee, ek speel gereeld golf. Ek is baie grap. Ek sê goed. Ek sê goed, jy speel maar, lekker. Dit was regtig 'n baie nice experience geweest. Ek dink elke oomblik wat ons saam met die manne gekuier het of saam met hulle 'n event gedoen het of wat ook al, was een van die boeke geweest. Ek gaan dit baie mis. Dis hartseer dat mense nou hierdie ding moet afsluit, want dit is regtig goeie vriende wat jy gemaak het. Ek dink elke een van jou spanmaatjies moet jou net 'n low kick skiet. Begin sommer hierso, skiet hom een. Okay, nee, skiet hom een. Staan mooi, eet hom as 'n man. Okay, gaan hom uit een gee. Ek het nie verwag hy kan so hard skop hê. Net na die fight te goed was, word hy actually baie nice vir my geweest. En nee, ek dink dit is seker maar hoekom Drek is waar hy is. Dis oor die dissipline. Ja, ek sien 'n paar wille houe hierso, maar daar's ouens wat nog nooit gespeel het en wat actually moer goed speel vandag. As jy dom is, moet jy sukkel. As jy nie in die baan bly nie, voor jy raak gery, jy loop potensiële risiko. En ek dink hy push bietjie sy limits vir al die op die afdraande. Paris, kyk hoe vinnig kan jy afgaan. Ek gee jou 100 rond. Wil jy sien hoe Matthäus? Dit was 'n experience geweest. Ons het 'n helse klomp nuwe pelle ontmoet. Ek dink dit is vir my die grootste ding wat ek kan saamvat van die hele ding. Is al die kennisse en al die ouens uit verskillende omgewings en kulture en sit van rosientjie ouens tot beesboere tot skaalboere tot makadamias, sitrus, piesangs en ons almal doen waarvoor jy weet wat ons voor lief is. Ek dink ons baie bevoorreg geweest om 'n ou soos Dwayne saam aan ons kant te gehad het. Ja, die opbou van die fight was ongelooflik geweest. Die senuwees was maar bly hoog geweest. So mense nou terugdink na die fight, toe was so vinnig verby geweest. Almal het gesê dit gaan vinnig wees. Daar's klomp goeders wat 'n mens, jy weet, graag sou wou anderster doen. As 'n mens terugkyk na die fight toe. Maar ek dink net die experience was great geweest. Ek weet nie of ek dit weer sal doen nie. Is 'n boksie getiek en dit was flippend great geweest. Dit is lekker om hier op Magalies bietjie golf te speel met die manne vir oulaas. Ons sien mekaar, ons kuier bietjie lekker saam, die druk is af. En ons het vanaand 'n lekker prysuitdeling. So ons gaan vanaand bietjie uitvind wie is die kampioen van Moereboer. Ek wil net sê as jy gewoond het of jy moet inskryf, doen dit. Dit is 'n groot voorreg en ek het soveel lekker ouens ontmoet en dit was 'n amazing ervaring. So ja, Moereboer seisoen 2. Ons sluit vanaand af, baie suksesvolle seisoen. Ek wil net 'n paar dankie sê vir almal van julle. Eerstens ons borge, ons kon dit nie sonder julle gedoen het nie. Ongelooflik baie dankie. Dankie dat julle na die event wat 'n klomp goedjies verkeerd gegaan het. Ek besef dit was nie in ons hande gewees nie, maar nog steeds agter ons staan en in ons produk glo. Boere, ja, oomblik stil staan by julle. Dit was ongelooflik spesiaal om elkeen van julle te kon ontmoet, by julle te kon kuier, julle families te ontmoet. Ons was omring met soveel liefde, ons was omring met soveel lekker van julle kant af en soveel ondersteuning in dit wat ek en Cammy in glo en begin het mee. So ongelooflik baie dankie vir julle. Okay. Ons twee coaches wat regtig waar soveel meer moes insit hierdie jaar om die seisoen nog beter en nog groter te maak. Baie dankie vir julle ouens ook. Ek gaan nou oorhandig aan Cammy. Vanaand is die aand met ons 2025 Moereboer kampioen kroon. Het julle Moereboer geniet? Kan ek dit gou hoor? Wie was daar?
Baie dankie aan almal wat hierso is. Julle sal die eerste mense wees wat eerste weet wie het geveg van die aand gewen, wie het die reeks gewen as 'n geheel. So baie dankie dat julle hierdie aand saam met ons kan geniet. Eerstens wil ons persoonlikheid van die seisoen, 'n man wat nogals consistent gebly het regdeur. Hy het homself gebly, hy het hom nie een keer negatief gesien nie. Dis 'n man wat regtig positief was in die groepe, in die uitdagings, in die geveg en na die tyd. En 'n baie goeie geluk vir JP de Klerk. Jy wen persoonlikheid van die reeks. Elke jaar by die gym het ons 'n tipe van 'n toekenning, ons gee dit vir die brood van die jaar of die brood van die seisoen. Dis 'n man wat redelik droog maak, dalk kry hy baie beserings, dalk is hy altyd laat. 'n Ou wat redelik konstant gebly het reg deur die reeks, sal ek sê. En hy was 'n paar keer laat, het 'n paar keer skoppe ontvang. Hy het partykeer gaan rugby kyk terwyl hy sy spanmaats moes help. Maar ons is baie lief vir hom. Mark Cockcroft, hy is brood van die seisoen. En hy was selfs laat vir die golf vandag ook, so hy bly nogals consistent. Ek moet sê, dit is nogal dis 'n snaakse toekenning om te kry. Ek kry gewoonlik daai toekennings met die golf ook, kry ek altyd die troostprys. So, ek moet sê, dit is 'n toekenning is 'n toekenning. Ek is altyd laat gewees, ek erken dit. Maar wat Morray nie verstaan is, my boerdery is my werk. Sy werk is afrigting. So ek wil net vir Morray sê, daai leg kick, ek skuld jou ene. So volgende, Moereboer se grootste harttoekenning. Nou hierdie ou het ongelooflike, ek sal sê adversity, daar was ongelooflik baie in daai eerste ronde van die geveg waardeur hy moes werk en hy kon soos 'n ware kampioen, soos 'n ware varkhart, kon hy teruggaan na die eerste ronde toe met sy afrigter gesels, diep asem vang en van daar af verder beklei. Ons grootste harttoekenning gaan aan Daniel Miller. Nee, ek is baie trots om die toekenning te kry vanaand. Dit gee erkenning aan die karakter wat ek as man het. Verseker, as ek weer môre die geleentheid gehad het om van vooraf te begin, het ek dit gedoen. En ek dink ek sou veel iets anders gedoen het hier. Ek dink ek het gedoen wat ek kon doen. Ek het vir die mense daar buite gewys wie en wat ek is. En ja, dis al wat ek van myself kon verwag. En ek het myself, my plaas en die belangrikste my hemelse Vader teenwoordig. So, dit is wat vir my saak maak, ja. Nou die volgende toekenning word gegee aan 2 mense en ek dink as sodra ons sê wat die toekenning is, gaan julle weet presies wie dit is. Hierdie manne het hulle harte uitbeklei. Hulle het alles gelos in die kruit. Julle geveg van die aand en die geveg van die seisoen van Moereboer 2 gaan aan Karel Darwin en Sias Greiling. Ek dink so 'n fight om 3 rondes teen daai pas te beklei, beteken jy 2 ouens nodig wat bitter hard geoefen het voor die tyd. En ek weet Sias het baie hard geoefen en ek het self baie hard geoefen. En is lekker as jy die harde werk insit om iemand te kry wat ook die harde werk ingesit het en dan 'n eyster is op die aand. Dit was 'n voorreg om teen hom te beklei en so ding bymekaar te sit. So ek wil net vir hom ook baie dankie sê. Dankie Sias vir jou harde werk en dit kom van 2 kante af so 'n fight en baie geluk en dankie. Yes Karel, nee, ek wil ook vir jou sê dankie man. Nee,
Ek dink as jy vir so iets inskryf en jy kry 'n opponent wat jy maklik net oral aansit en dit is verby, dan het jy ook nie bereik wat jy wou bereik nie. En ja, jy het my werklik, ons het mekaar goed getoets en ja, en jy het as oorwinnaar uitgestap en ek haal my hoed af vir jou. Wat 'n voorreg om die hok met jou te kon deel en so vir die wêreld te kon wys en te sê hoor hierso, dis hoe jy vasdrap en pits en ons het mekaar goed gevat daarso en ja, ek dink dit het baie goed uitgedraai. Lyk bietjie anders. Ek hoef niemand bang te maak vanaand nie. Ek het laas naweek vir Sias draai bang maak. Ek weet nie wat gewerk het nie. Nou traai ek weer mooi lyk vir die vrouens so. As jy partykeer gevegkuns fans, as jy wil mense oorreed, kyk gevegkuns. Dan is daar 'n handjievol gevegte wat ek kan dink wat ek vir mense sal wys. En ons het nou net een bygekry, Karel Darwin en Sias Greiling. Dit is 'n ongelooflike geveg. Boere hard tot die max. Nou die amptelike wenner van Moereboer 2. Dit is 'n man wat ongelooflik konstant gebly het, ongelooflik hard gewerk het reg hierdie reeks. Hy het homself regtig met beide hande en voete het hy ingeduik in elke aspek van die reeks en van die geveg self. Ongelooflike voorbereiding gedoen. Dames en here, julle wenner van Moereboer 2. Is Junior Burger. Moet sê, toe hulle my naam roep, toe ek het myself doodgeskrik en ek moet sê, my hart het erger geklop as in die hop. Maar ek is baie geëerd. Dis baie ander boere wat dit ook verdien. Mense kon hy belt in stukkies deel en elkeen 'n stukkie gee, maar ja, baie geëerd. Ons stemme het die grootste mag in die kiesing daarvan. Ons het uitgereik na die land wat die reeks gevolg het en dan het myself, Jan, ons coach Morney Visser wat ook 'n beoordelaar was op die aand en 'n klomp ander mense ook 'n groot sê gehad in dit. So sit net weer julle hande bymekaar, ons Moereboer kampioen Junior Burger. Moereboer begin, dit was nie my hoofdoel nie. My hoofdoel was om my fight goed te wen en deur jou fight te wen kan jy die hoof Moereboer wen. So ek is baie geëerd. Regtig waar, is 'n groot voorreg. Die klomp ander boere wat saam met jou die pad gestap het en wat die belt verdien. So nee, ek is baie geëerd. Ek wil vir hulle ook baie dankie sê vir dit. Ek dink 20 September was 'n groot bewys aan myself vir wie en wat ek is. En natuurlik bietjie gatter dat ek hierdie ding heeltemal kon deurtrek vanaand hè. Maar ek is super trots op Junior, 'n spanmaat van my en ek gun hom al sy eer, hy verdien dit. Ons as die blou span wil net vir coach Dwayne sê baie dankie vir coach se opoffering en al die tyd wat coach aan ons ingesit het. Ons waardeer dit opreg. Ons het vir coach iets bymekaar gesit as die blou span en ons wil dit vanaand net aan coach oorhandig. Baie dankie vir alles, coach. Mense wat glo die sport 'n step het en net 'n geslaanery, dis glad nie die geval nie. Dis 'n sport en dis baie respek. Jy stap in en jy is nie kwaad vir jou nie. Jy het 'n liefde vir hy ou en jy stap uit as vriende.
Dis meer respek in hierdie sport as baie ander sporte wat ek vir jou kan sê. Ha, dankie by Moereboer 2025. Daai ding van jou groot kop wat jou nek so laat seer kry en die en daai en ek voel dit was lekker en is nou klaar. So ek is baie trots. Ek het geweet hy sal dit kan doen en ek het nooit aan hom getwyfel nie en ek wil net vir jou sê Mindy, ek is baie lief vir jou en ek is baie trots. En mag jy altyd fight soos daai aand vir dit wat jy wil hê. Sê byvoorbeeld dit sy nie loopkak nie. Ek het baie goeie ouens ontmoet in hierdie hele reeks. Rouspan, Royspan, coaches, almal het saam gestaan. Ek het 'n paar vriende gekry wat ek vir die lewe sal saamvat. Jackie, as ek hier nog vir 2 sekondes met vas gaan kom die tuin uitgooi. Vertel vir hulle wat jy nou nog my vertel het. Luister hierso. Ek dink daar was, jy weet, daar was 'n Moereboer wenner geweest, maar ek dink vir ten minste die volgende, die laaste 7 dae was JP definitief die praatpunt van die Moereboer series geweest. Daar's baie manne wat in hierdie man getwyfel het, maar hy het baie ouens verras. Ek weet nie was dit alles uit benoudheid uit geweest. Wat gebeur het, maar het hy het gebring. Nou praat hulle van oefen. Nou dink ek vir myself, ek was nou al baie barfights. Ek weet nie hoe 'n fight werk, nee. As dit rond is en die en daai dis net so, wap, slap tyd, dankie bye. Nee? Nou, ek moet sê dis 'n moerse en nice experience gewees. As ek weer kan, sal ek weer laat wees. Ons het 14 ongelooflike gevegte gehad, 14 wenners en nou het ons uiteindelik ons amptelike Moereboer kampioen. 'n Seisoen wat gepronk het met 'n paar amazing geleenthede, baie beter as seisoen 1. Cammy, wat was die awesomeste geleentheid vir jou in seisoen 2? Ek moet sê, wanneer dit kom tot die gevegte, was daar soos die uitskieter, die geveg van die aand, Sias Greiling teen Karel Darwin. Daai is alles wat jy wil sien in 'n boeregeveg. Hulle het ware boere hart gewys in daai 3 rondes. Dit was lekker om te sien. En so kon ons kampioen. Ek dink Junior spreek van Afrikaans, hy spreek van wat Afrikaanse seun moet wees, hoe taai hulle is, hoe sy hart praat Afrikaans. Baie dankie aan julle, baie dankie aan ons borge en dankie vir almal wat by die huis ingeskakel het. Ons is lief vir julle, ons waardeer julle en ons kan nie wag om vir julle te wys wat ons in store het vir seisoen 3.